Hallo maats, en welkom by nog 'n storie uit Afrika Avontuurstories deur Dr. Mfuni. Ons storie vandag is getiteld Tim en die bye. Maar voordat ons met ons storie begin, kom ons sluit net gou ons oë. Liewe Jesus, dankie vir nog 'n dag wat U aan ons lewe geskenk het. Help ons om hierdie dag te geniet en waar ons kan om ander mense en ander kindertjies te help. Help ons om gehoorsaam te wees as mamma en pappa praat. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ouers hou daarvan as hulle seuns braaf is. Maar Tim, 'n 7-jarige seun, was buitengewoon braaf. Hy kon groot aketisse, verkleermannetjies en sommer nog baie ander goed vang. Hy het selfs die moed gehad om slange te vang. Op 'n dag het Tim 'n kleinerige slang gevang en dit huis toe geneem. Dit is toe dat pappa en mamma vir hom sê om op te hou allerhande goed te vang. Ek weet presies hoe om dit te vang. Dit is sommer maklik, het Tim geantwoord. Oorkant die straat het Zuko, Tim se beste vriend, gebly. Hulle het alles saam gedoen en het altyd saam gespeel en was altyd by mekaar. Tim en Zuko se pappas was albei onderwysers en het by dieselfde skool klas gegee. Die skoolhoof, meneer Thompson, en sy vrou was van Amerika af. Hulle het vir Tim, Zuko en al die ander seuns en dogters 'n klomp speletjies leer speel en hulle selfs geleer om speelgoed uit katoen en gooiingsakke te maak. Maar een ding wat meneer Thompson die kinders nie geleer het nie, was om bye te vang. Al het meneer Thompson sy eie byekorwe by sy huis gehad, het hy geweet hoe gevaarlik dit kan wees as kinders of enige iemand anders sou probeer om bye te vang. Dit is juis hierom dat meneer Thompson nie die kinders wou leer om bye te vang nie. Wanneer die kinders soms 'n swerm bye sou sien, het hulle so vinnig as hulle kan gehardloop en vir meneer Thompson gaan sê waar die groot klomp bye is. Kort daarna sal meneer Thompson aangestap kom na die swerm bye met snaakse klere aan. Dit het gelyk asof meneer Thompson 'n langmou hemp dra en iets wat soos 'n muskietnet lyk oor sy kop. Die kinders het dan altyd 'n end weggestaan en gekyk hoe meneer Thompson die bye vang en dan in 'n ding sit wat soos 'n boks lyk. Nadat meneer Thompson die bye dan na sy byekorwe geneem het, het hy vir die kinders wat die bye gesien het, 'n beloning gegee. Vir Tim het dit altyd maklik gelyk om bye te vang. Hy is mos braaf en kan enige iets vang. Of so het hy gedink. Een Kersfees het meneer Thompson besluit om die kinders van die dorpie, waar hy hoof by skool is, te nooi na sy huis toe. Die kinders het 'n dag propvol pret gehad. Meneer Thompson het ook net voordat die kinders huis toe gaan, vir elkeen 'n stuk heuningkoek gegee. Dis heerlik, het Tim gesê, terwyl hy die heuning wat teen sy hand afloop opplek. Sjoe, die heuning wat pappa soms huis toe bring, is nie naaste by so lekker soet soos hierdie nie, het Zuko gesê, terwyl hy na Tim kyk. Tim het na Zuko gekyk en toe sê hy, Zuko, kom ons vang ons eie bye. Die bye kan dan soet heuning maak, wat ons kan verkoop en dan kan ons baie geld maak. Dit klink na 'n plan, het Zuko gesê, maar Tim, waar gaan ons die goed kry om ons kop en gesigte mee toe te maak, het Zuko gevra. Terwyl Tim die laaste van sy heuningkoek eet en sy hande op sy kortbroek afvee, sê hy vir Zuko, dis maklik, Zuko, my pa het 'n muskietnet. Maar wat van ons hande, het Zuko gevra. Ai, Zuko, dis waar jy nou kan help. Ons kan sommer van jou pappa se hande gebruik. Maar mag ons, het Zuko gevra. Ag, kom nou Zuko, het Tim gesê.
Jy is mos nie 'n sussie nie. 'n Paar dae het verbygegaan en dit het gelyk of Tim en Zuko vergeet het van hulle idee om bye te vang. Op 'n dag was Tim en Zuko besig om voëlnessies te soek. En wat sien hulle raak? So waar, bye in 'n mangoboom agter Zuko se huis. Bye, roep die twee uit en kyk met groot oë na mekaar. Goed, nou is ons kans. Ons mammas het by 'n ou tannie op die dorp gaan kuier en ons pappas gee middagklasse aan studente, het Tim gesê. So dit beteken ons gaan moet opskit, het Zuko gesê. Ek gaan gou huis toe en pappa se muskietnet haal en dan gaan haal jy gou 2 van jou pappa se hemde vir ons, het Tim gesê. In 'n japtrap was Tim weer terug by Zuko se huis met die muskietnet. Zuko het na die muskietnet gekyk en vir Tim gesê, ons gaan mos nie al 2 in een muskietnet kan sit en kan gebruik nie. Ja man, het Tim gesê. Hierdie muskietnet is groot genoeg vir ons al 2. Kyk net, terwyl hy die net ooptrek. En hy het vir Zuko gewys hoe groot die net is. Zuko het onseker gelyk en toe sê hy, nou goed Tim, wys jy dan nou vir my hoe dit gaan werk. Tim sê toe vir Zuko, sien die muskietnet het 4 hoeke. Ek sal die hoek oor my kop trek en dan trek jy daardie hoek oor jou kop. Maar Tim, het Zuko gesê, as ons dit so gaan doen, gaan daar 'n groot gat onder by ons voete en bene wees. Ek weet, het Tim gesê. Bye vlieg mos hoog en nie laag nie, onthou jy nou weer. So dit is hoe dit gaan werk. Albei van ons gaan in die boom klim. Jy gaan die boks by jou hou en ek sal die stok by my hou. Zuko het getwyfel in sy kop gekrap. En Tim het verder gepraat. Ek sal die bye vir jou in die boks inslaan en dan maak jy die boks baie vinnig toe. 'n Kort tydjie daarna begin die 2 seuns in die boom klim. Dit was moeilik en dit het maar stadig gegaan, maar die 2 het aanhou klim. Uiteindelik het hulle iets geryk, maar wat kan dit wees? Is dit heuning of is dit dalk iets anders? Ek ruik heuning, het Tim uitgeroep. Maar Tim, is jy seker ons gaan hierdie bye kan vang? Het Zuko gevra. Kyk, hulle is reg om te vlieg. Hou jy net die boks reg? Zuko het sy hand versigtig by die net uitgesteek en die boks by die tak gehou waar die bye is. Tim het sy hand by die net uitgesteek, die stok opgelig, maar nog voordat hy die bye kon slaan, land daar 'n by op sy hand. Tim het vinnig sy hand onder die net teruggetrek en tot sy groot verbasing het die by ook by die net ingekom. Hy het sy hand geskit om die by af te kry, maar toe skit hy die boom ook saam. Nou gaan ek julle kry, het Tim gesê en na die bye wat om die net vlieg gekyk. Waf! En hy slaan die bye tot binne in die boks wat Zuko vashou. Zuko het die boks vinnig toegemaak, maar hy kon net 'n paar bye gevang kry. Die res van die bye vlieg toe weg met 'n dreunende geluid. Zuko het sy hand vinnig teruggetrek onder die net in en daar kom die deksel van die boks af. Skielik was daar 'n swerm bye om hom. Jou simpel, wat het jy gedoen? Skree Tim, terwyl hy so vinnig as wat hy kan uit die boom probeer klim. Eina, 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 skree Zuko. Sy hande gly, hy gryp die tak mis en daar val hy uit die net. Al skreeuwende hardloop hy om die huis met die bye kort op sy hakke. Pah! Slaan Zuko die deur toe nadat hy by die huis ingehardloop het. Zuko het deur die venster gekyk om te sien waar Tim is
En wat sien hy? Daar lê Tim vasgekeer onder die net, en die bye steek vir arme Tim net waar hulle plek kry. Die bye was so kwaad, dat terwyl hulle wegvlieg, hulle sommer enige iemand in hulle pad steek. Die mense het in hulle huise ingehardloop, en sommiges het skool toe gehardloop. Meneer Thompson het uitgekom met sy byevang uniform en het vir Tim kom help. Tim het nie daar gelê en 'n mens kon hom amper nie herken nie. Meneer Thompson het Tim huis toe gevat en hom vol ys gepak. Na 'n hele paar dae kon Tim net sy een oog op 'n klein skreefie oopkry. Hy sien toe sy pappa en mamma wat langs sy bed sit. "Hoe voel jy?" het pappa gevra. Toe sien Tim vir meneer Thompson ook daar staan. "Hoe voel jy, brawe seun?" het meneer Thompson gevra. "Mamma en pappa vertel vir my dat jy enige iets kan vang." Tim het sy kop geskud en gesê, "Nee, nooit weer nie." Nou kinders, God wil hê ons moet braaf wees. En mamma en pappa wil ook hê ons moet braaf wees. Maar ons moet nie braaf wees as dit by verkeerde dinge kom nie. Wees braaf, maar net wanneer jy die regte dinge doen. Wees braaf vir liewe Jesus en doen altyd die regte ding. Ons versie vandag kom uit Joshua 1 vers 9 wat sê, "Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan." Ek lees weer vir julle, Joshua 1 vers 9, "Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan." Kom ons maak gaan ons oogies weer toe. Liewe Jesus, ons weet U wil hê dat ons moet sterk wees en sterk staan vir dit wat reg is. Help ons om altyd te doen wat reg is en U sal volg. In Jesus naam, amen. Tot volgende keer, maat.